Wat 'n voorreg om so saam te kan wees. Sê, iets gebeur wanneer mense met dieselfde hart in die vertrek is. Met 'n hart vir aanbidding en 'n hart vir net die Here se naam op ons lippe, nê? En dis ons begeerte dat sy naam op ons lippe sal wees, okay? Want daar's net een naam wat waardig is om op ons lippe te wees en dit is die naam van Amen. Amen. Dit is my so voorreg om ons heel eerste sessie saam te kan begin. En ek het so hoe kan ek dit amper sê, 'n stuk empatie in my hart. En 'n dringendheid in my hart dat as ons hierdie konferensie oopmaak, dat ons hom oopmaak op hierdie manier waarmee ek hom gaan oopmaak, vir van ons wat dalk regtig moeilike plekke is, en ek het dit net sommer net baie sterker nou beleef as wat ek dalk by van die ander konferensies beleef het, dat die Here regtig in daai diep plekke van jou siel sommer wil invloei, en ook as ons nou fondasie lê, nie net van wat aanbidding is nie, maar wanneer moet ons aanbid, dat die Here jou diep sal kom aanraak en bemoedig. Wys vir jou 'n prentjie. Die dag was 30 Augustus 2000 en ek gekyk na hierdie prentjie voor my. Dit was nie 'n foto nie. Dit was op 'n stofpad net buitekant Henneman in die Vrystaat. Mieliland, blou lug. En dit is 'n pragtige prentjie, nê? It's beautiful. Dit was nou nie hierdie einste prentjie nie. Ek het toe nie 'n selfoon gehad nie. Hulle het toe nog nie bestaan nie. Die enigste probleem met die prentjie was, aan die ander kant van hom, het die lewelose lijk van my beste vriend gelê. My beste vriend Richard was oomblikke voor ons op die toneel afgekom het, uit sy kar uitgeslinger, uit 'n ongeluk gehad, ons was saam in die bediening, 10 jaar vir Christus, Seekruis het ons die land vol getoer, en ek het gekyk na die paramedici, en ek het gekyk na hom, en gekyk na die paramedici, en besef, hy gaan dit nie maak nie, en ek het omgedraai en weggestap, en hierdie beeld gesien, en toe 'n sagte stem hoor fluister, wat vir my sê, Retief, sal jy my nou aanbid, in hierdie oomblik. Ek weet nie wat jou stofpad is op die oomblik, en by wat se stofpaaie jy al in jou lewe was nie, maar ek dink ons almal was al daar. Iemand wat op jou uitloop, iemand wat jou in die rug steek, 'n sterfbed, 'n siekte. En dan kom die vraag op in daai oomblikke, wanneer daar nie 'n Louis Brits is om die aanbidding te lei, of 'n Bethel in die agtergrond, of mooi engelekore nie, maar daar's net rou emosie, dan kom die vraag op, is hy waardig? Ons het dit nou net gesing. Ons sing dit gereeld. Is hy waardig? So wat van daai oomblikke wanneer jy Sondag op die verhoog moet klim en jy het nou net met jou man of jou vrou vasgesit. Jou kind lê siek. Jy weet nie waar in die lewe jy op pad is nie en daar's net 'n stikkendheid hier binne jou. Is hy dan nog steeds waardig? Is hy soms waardig? Is hy altyd waardig? Is hy waardig net wanneer ons so voel of gaan dit verby wat ons net voel? Is hy waardig toe ons verlede jaar bymekaar kom in Augustus maand om te skryf vir Nuwe Lof en 5 dae van tevore is ons goeie vriend Helmut Meyer skielik aan 'n hartaanval oorlede. Wat party van julle geken het hier in Kaapstad, wat deel was van die laaste parelopname van Nuwe Lof. Is hy dan nog steeds waardig? En dis die vraag wat ek mee wil begin vir ons vanoggend. Verby emosies, verby wat ons dink, is hy waardig en hoekom is hy waardig? En ek wil hier stelling maak, om die waardigheid van God in jou lewe vas te stel, vas te maak in jou lewe, sal een van die mees lewensveranderende dinge wees wat jy ooit sal doen. As jy dit reg kry om hierdie vas te maak, en nie net een keer nie, 'n paar keer in jou lewe te anker, sal dit alles verander. Dit sal jou veilig maak, secure maak, jou vul met 'n hoop en 'n ewige vertroue wat jou sal help om enige storm in jou lewe te weerstaan. As jy die waardigheid van God in jou lewe vasmaak, soos die Here daai dag in die jaar 2000, 25 jaar terug, in my lewe hierdie ding kom vasmaak het. Ek lees vir ons uit Openbaring
4 vers 1 tot 11. Nou as jy ooit inspirasie wil hê vir 'n aanbiddingsoomblik, lees my uit Openbaring 4, okay? Openbaring 4, want hier's nou die eintlike verhoog wat gebou word in die hemel van aanbidding. Johannes skryf terwyl hy hierdie openbaring het. Hierna het ek gesien en kyk 'n deur wat in die hemel geopen is. En die stem wat ek voorheen so hard soos 'n bassein met my hoor praat het gesê, kom op hierheen en ek sal jou wys wat hierna moet gebeur. Onmiddellik het die Gees van my besit geneem en kyk, daar was 'n troon in die hemel en iemand wat op die troon sit. As jy net inspirasie vir aanbidding wil hê, lees net daai vir jouself oor en oor. Iemand wat op die troon sit. Iemand wat op die troon sit. Die een wat daarop sit, se voorkoms was soos jaspis en karnieul. En rondom die troon was daar 'n reënboog wat net soos smarag lyk. Rondom die troon was daar 24 trone en op die troon het 24 ouderlinge gesit. Hulle het wit klere gedra met goue krone op hulle koppe. Vanuit die troon het daar weerligstrale, dreunings en donderslae gekom en voor die troon het 7 vuurvakkels gebrand, die 7 geeste van God. Voor die troon lyk dit soos 'n see van glas, net soos kristal. In die middel van die troon en rondom die troon staan daar 4 lewende wesens, vol oë aan die voorkant en die agterkant. Die eerste lewende wese lyk net soos 'n leeu. Die tweede een soos 'n kalf, die derde die gesig soos 'n mens en die vierde wese lyk net soos 'n arend wat vlieg. Die 4 lewende wesens het elkeen 6 vlerke wat reg rondom en aan die binnekant vol oë is. Sonder om te rus, herhaal hulle dag en nag. Heilig, heilig, heilig is die Here, die Almagtige. Hy wat was en wat is en wat kom. En telkens wanneer die lewende wesens heerlikheid en eer en dank bring aan hom wat op die troon sit, aan hom wat vir ewig en ewig leef, val die 24 ouderlinge in aanbidding neer voor hom wat op die troon sit. Hulle aanbid hom wat vir ewig leef en sit dan hulle krone voor die troon neer. Terwyl hulle sê, U is waardig ons Here en ons God om die heerlikheid en die eer en die krag te ontvang, omdat U alle dinge geskep het. Deur U wil het alles ontstaan en is dit geskep. Amen. Nou, ek het begin sing toe ek 5 jaar oud was. Ek onthou ons het in Durban gebly en ons het so 'n blou tennisraket gehad. Ek het 'n touwtjie iewers gekry, hom aan my gebind, hom oor my nek gesit en 'n Steve Hofmeyer typie aangesit en gemaak of ek sing. Ek onthou ons tweede verdieping, my boetie en ek se kamer, ek het so uitgekyk en in die huis langs aan was daar so pyp wat so ventilasiepyp is en ek het gedink dis 'n kamera en ek het gemaak of ek sing vir die kamera. 5 jaar al in die Here maar kom trek en toe kom ek tot bekering in 1994 en ek tel 'n gitaar op en my liewe vriend Louis het toe net begin aanbiddingsmusiek Afrikaans in die land instoot en dit het my geïnspireer en my gegryp en iets het in my hart begin leef oor lof en aanbidding en dis nou amper 30 jaar later wat ek konstant net vra, Here, maar wat is ware aanbidding en hoe lyk dit en is ek 'n ware aanbidder want die Vader soek aanbidders, Johannes 4. En in my reis is daar een van die beste opsommings van wat aanbidding is in die boek wat Louis Giglio, The Air That I Breathe, het hy uitgebring. Louis Giglio, baie van ons ken hom van Indescribable, hulle was nou die dag ook hier in die Kaap, weet ek, ook in Pretoria, en hy het die volgende gesê, as hy aanbidding beskryf, hy sê, worship is our response, both personal and corporate, to God, for who He is and what He has done, expressed in and by the things that we say and the way that we live. En interessant, in die hele definisie is daar niks van musiek in nie. Dis 'n antwoord op Openbaring. Ons sien en ons kan nie help as om te antwoord nie. Dis soos iemand wat blind is sy hele lewe lank en vir die heel eerste keer na die strand toe gevat word vroegoggend as die son opkom. En skielik kan hy sien. Hoe sal sy natuurlike antwoordrespons wees? Wow, worship, wonder. Kan ek vir jou vra,
Is jy nog in verwondering as jy God sien? You see, it's an expression that comes from a response. En dan is dit die manier wat ons praat, die manier wat ons sing, maar ook die manier hoe ons leef, ons kinders grootmaak, ons finansies hanteer, mense van ander rasse behandel, alles moet dan 'n antwoord op aanbidding wees, of op openbaring wees. Louis sê ook ander plek in die boek, sê hy, enigiets op die aarde, behalwe sonde, kan as aanbidding gedoen word. As jy dit doen, 'n antwoord op openbaring. Die Engelse woord worship kom van die woord worthship. Worth. So worth is ascribed, dit word gegee aan iemand en daarom aanbid ons hom. So weer terug by my eerste vraag. As ons wil worship, worth of waardigheid aan hom gee, is die vraag dan, hoekom is hy waardig? En is hy altyd waardig? In elke seisoen van ons lewens. En ek wil graag uit hierdie skrifgedeelte, dit kom anker vir ons, deur 3 dinge voor te stel, wat maak dat hy waardig is. 3 dinge. Hoekom is hy waardig? Eerstens, want hy is waardevol. Tweedens, want hy is gekwalifiseerd. En derdens, hy verdien dit. Ons het nou net gesing, you deserve the glory. U verdien die eer en die lof. En ek gaan 'n bietjie uit hierdie skrif uit vir ons dit net uitpak, dat ons verby emosies kan gaan in daai moeilike seisoene, wanneer ons ook ander moet lei om te weet, hoekom is hy waardig? So eerstens, hy is waardevol. Terug na die skrif vers 1, as Johannes in hierdie openbaring hierdie Here sien wat op die troon sit, dan sien ons hierso in vers 3, hy sê, ek die een wat op die troon sit, sy voorkoms was soos jaspis, karnieul, en rondom die troon was daar 'n reënboog wat net soos smarag gelyk het. Hy sien 'n troon. En die eerste ding wat ek het sommer hier vir ons wil ingooi is, as jy enigstens in hierdie bediening is om self op die troon te sit, asseblief klim af. Jou troontjie is heeltemal te klein in vergelyking met sy troon. En hy deel sy eer met die een van ons nie. Waar ek nou sit, is van die gevaarlikste plek in die wêreld. Hierdie ou verhoogie. Because we were never ever created to be worshipped. Nie een van ons kan aanbidding wat na ons toe kom hanteer nie. Kyk hoe lyk Hollywood. Kyk hoe lyk die sportwêreld, wanneer mense dink, hulle is iemand. Lewens val uit mekaar uit, want dis 'n gif wat mens drink. 'n Pastoor kan hom drink, 'n aanbiddingsleier kan hom drink. Daai applous wat jy kry en die ligte is op jou en die kliektrek in jou ore en jy dink net, ek is dit. Nee, jy is nie. Daar's net een troon en een wat waardig is om op daai troon te sit. So asseblief, saam met ons, kom ons klim van ons troontjies af. Jy sien, die humanis sê, ek sit op daai troon. Die agnostikus sê, daar is nie 'n troon nie. Die ateïs sê, as daar ene kwansys op die troon sit, glo ek nie in hom nie, maar ons sê, daar is een wat op die troon sit. Net een wat waardig is om op die troon te sit. En dan begin Johannes te beskryf, hoe lyk die een wat op daai troon sit. En die mees waardevolste ding wat hulle op daardie stadium geken het, was wat? Hierdie edelgesteentes. En dan gebruik hy die pragtige simboliek van 3 van hulle, en ek wys vir julle, hoe lyk die eerste ene? Dis so 'n jaspis lyk. Karnieul lyk amper dieselfde, hy's rooi. Kyk daarso. En dan uiteindelik hierdie smaragdsee wat voor hom lê, lyk so. Dit is hoe die smarag lyk. Dit is my so mooi. Hierdie eerste 2 beelde is rooi. Die een wat op die troon sit, wat sy bloed vir ons uitgestort het. En dit is asof Johannes sien, niks in die lewe is so waardevol soos hy nie. En daarom is hy waardig, omdat hy waardevol is. Dis hoekom Jesus ook dan later in Matteus sê, hy sê in Matteus 13, met die koninkryk van die hemel, gaan dit soos met 'n skat wat in 'n saailand onder die grond lê. Wanneer iemand dit kry, maak hy dit weer toe. En omdat hy baie in sy skik is en sy noppies is, gaan verkoop hy alles wat hy het, en hy koop daardie land. Kan ek vandag vir jou vra, is hy so waardevol vir jou, dat jy alles sal verkoop? Alles sal laat gaan,
van sy waarde het nie 'n gelyke nie. Hoe waardevol is hy? Het jy hom al gesien as die jaspis, die karnieul? Die een met die meeste waarde. Ek weet nie in julle huis nie, maar ons het so 'n boks in ons garage. My vrou laat moeilik van goeders gaan. Nee. Enige hoorders in the room, okay? Jy kan nie tata sê vir daai ding nie. Dis daai fotootjie van toe jy in graad 2 was. Dis daai klein trofeetjie toe jy die eerste keer die redenaars gewen het. Daai love letter by die eerste Valentynsdag. Ons het almal daai waardevolle goed, nê. Nee. Die Here sê, gee my daai boks, kom ek wys vir jou iets meer waardevols. Ons het waardevolle goed in ons lewe. 3 van hulle het name, hulle is by die huis op die oomblik. My 3 kinders. My vrou is net so waardevol. Dalk is jou gitaar vir jou so waardevol. Wat ook al in ons lewens is, ons heg mos waarde aan iets. En die Here sê nie daai goed verkeerd nie, maar hy sê die een met die meeste waarde kan net ek wees. Want ek is die enigste een wat waardig is van die meeste waarde in jou lewe. And you will worship what you value most. Ek weet nie wie weet nie, maar almal in die lewe aanbid iets. Ons is almal aanbidders, jy is gemaak om te aanbid. Party mense aanbid net die stommers op 'n Saterdag. En dan wonder jy, hoekom sing hulle so sag op 'n Sondag? Dis aanbidding. We worship what we value most. Party aanbid hulle geliefdes, hulle drome, hulle geld. Maar net een is waardig en waardevol genoeg om ons aanbidding te ontvang. Dis hoekom Paulus kon sê in Filippense 3 vers 8. Ek beskou alles as waardeloos, want om Jesus my Here te ken, oortref alles in waarde. Terwille van hom het ek als prys gegee. Beskou ek dit as verwerplik, eintlik om weggegooi te word, sodat ek Christus as enigste bate kan verkry. En mens kan net dit doen as jy gesien het hoe waardevol hy is. En as jy sien hoe waardevol hy is, sal jy hom wil aanbid in elke seisoen, omdat hy altyd waardig is. Tweede ding, hy is waardevol, maar hy is ook gekwalifiseerd. He's qualified to receive the worth and the worship. Hoekom? Dis in die skrif. Vers 11. Hulle aanbid hom wat vir ewig en ewig leef en sit dan hulle krone voor die troon neer, terwyl hulle sê, U is waardig. Ons Here en ons God, om die heerlikheid en die eer en die krag te ontvang, omdat U alle dinge geskep het. Deur U wil het alles ontstaan en is dit geskep. Vriende, hy is waardig, want hy het alles geskep. Sondaande in die burgerhuis is natuurprogramtyd. Vrydaande is burgeraande in die burgerhuis. En dan Sondae is natuurprogramaande. En toe ek groot geraak het of groot geword het, ons altyd 50-50 gekyk. Enige mense onthou hulle 50-50, okay. Volgende generasies kies julle, sal dit nou nie ken nie, maar nou is daar ander programme op Netflix. Daar's sulke oulike dokumentêre en daar's 'n ou oomie met die naam David Attenborough. Hy is al in sy 90's wat al hierdie mooi programme vir ons baie keer wys in die natuur wat so mooi ontdek is. Maar weet jy wat is die hartseerste ding van hom? Hy is 'n agnostikus, hy glo nie. Jy sien, evolusie sê niks is geskep nie. En daarom is daar geen skepper nie. As daar geen skepper is nie, is daar niemand waardig genoeg om aanbid te word of om voor verantwoordbaar te wees nie. To be accountable to. En daarom aanbid ons maar onsself op die skepping en nie die skepper nie. Maar ons sê hy is waardig want hy het alles geskep. Wanneer laas het jy net na jouself gekyk? Jou kinders, die skepping, net uitgestap en te sien hoe mooi dit is. Ek het sulke oomblikke wat ek baie keer net in die natuur of vroegoggend sal sit en tyd saam met die Here spandeer en dan as ek daai sonsopkoms sien, is my antwoord nie, dis mooi nie. Weet jy wat kom deesdae uit my hart net? Here, U is mooi. Want as ek die skepping sien, sien ek eintlik die skepper. Hy is gekwalifiseerd en waardig, want hy het alles geskep, maar tweedens, hy is ook gekwalifiseerd vir 'n ander rede, en dis so een hoofstukkie verder in Openbaring 5, vers 1.
van Openbaring 5. Ek het in die regterhand van hom wat op die troon sit 'n boekrol gesien. Aan die binnekant en die buitekant vol geskryf en met 7 seels goed verseël. Ek het ook 'n sterk engel gesien wat met 'n harde stem uitroep: Wie is waardig om die boekrol oop te maak en die seels daarvan te breek? Niemand, nie in die hemel, nie op die aarde, nie onder die aarde was egter in staat om die boekrol oop te maak nie. Of daarin te kyk nie. Ek het baie gehuil, omdat daar niemand gevind kon word wat waardig is om die boekrol oop te maak of daarin te kyk nie. Toe sê een van die ouderlinge vir my: Hou op huil. Kyk, die leeu uit die stam van Juda, die wortel van Dawid, het oorwin, sodat hy die boekrol en die 7 seels daarvan kan oopmaak. Dis 'n goeie tyd vir 'n amen nou. Net een is gekwalifiseerd en waardig om die boekrol te kan oopmaak. Laat my amper dink aan daai ou storie. Onthou julle King Arthur? Daar was 'n klip, in die klip was daar 'n swaard. Wat is daai swaard se naam? Excalibur. En net een was waardig om hom te kom uithaal. Die ware koning. Nou, Openbaring 4 en 5 is nie mitologie nie. Dis die waarheid. En hier kom die held aangestap en hy het 'n naam. Sy naam is Jesus. Die enigste waardige, gekwalifiseerde een om nie die swaard uit te haal nie, maar die boekrol uit te haal uit die hand uit. Die boekrol is die teken van die oordeel oor die wêreld en die enigste een wat kan oordeel trek omdat hy die oordeel op homself geneem het, is Jesus Christus. Hy is gekwalifiseerd want hy het gesterf vir die mensdom en hy het die dood oorwin. Niemand anders is waardig om aanbid te word nie, want dis hy alleen wat dit kom doen het. En dit is my so mooi, dit was nie uit sy mag of sy krag nie, nee, dit was uit sy nederige oorgee lewe, wat hy homself gegee het, en die dood oorwin het, en daarom nou gekwalifiseerd is. Vriende, kan ek ook net vandag vir jou sê, ons het wat in bediening staan of ander bedien, jy kan nie red nie, jy kan nie, jy hoef nie. Nie een van ons gekwalifiseerd nie, nie een van ons het vir mekaar gesterf nie. Moenie Jesus wees nie, ekskuus, daai las is te swaar om te dra. Jy kan nie mense red nie, jy hoef ook nie, hy het. En daarom is hy die enigste wat waardig is, om die lof en die aanbidding te ontvang. Hy is die enigste naam wat kan red. En derdens, hy is nie net waardig omdat hy waardevol is, gekwalifiseerd is nie. Hy is waardevol omdat hy dit verdien. Vers 8 praat van, in my opinie, die aanbiddingsleiers in die heelal. Die 4 lewende wesens. Een wat lyk so leeu, 'n os, 'n mens en 'n arend. Kom ek in die boek van Esegiel, kom dit ook voor. Maar hierdie aanbiddingsleiers het 6 vlerke, wat reg rondom en aan die binnekant vol oë is. En dit sê dan, sonder om te rus, herhaal hulle dag en nag, lei hulle ons in aanbidding deur te sê, heilig, heilig, heilig is die Here, God almagtig, hy wat was en wat is en wat kom. Kantnota, as daai oom en tannie by die kerk sê, hoekom herhaal julle die koortjie so? Want hulle doen dit in die hemel, oor en oor en oor. Nou ek wil jy moet gou die beeld saam met my sien. Daar's nou skrif vir jou, om dit te kan verdedig. Kom ons speel, hier is die troon, en op die troon sit die een. En ek is een van hierdie gerubs, een van hierdie lewende wesens. En ek het hierdie 6 vlerke, wat voor en agterkant vol oë is. Wat doen mens gewoonlik met 'n oog? Om beter te kan sien, my kind, né? In die verhaal van Rooikappie. Nou is ek 2 miljoen jaar gelede, sing ek van hierdie kant af. Ek sien die troon, ek sien een wat daarop sit, met al die oë, ek mis niks. En ek sing die heeltyd sonder om te rus, heilig, heilig, heilig. Nou heilig beteken een kant gesit, separate, maar beteken ook gans anders. Niks is soos dit nie, niks is soos wat ek sien nie. So nou sing ek heilig, 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 en ek kyk en ek aanskou, en hoe meer ek hom sien, hoe meer antwoord ek in aanbidding deur te sing, hy is heilig. Maar nou vlieg ek hierdie kant toe. Dit is sommer 1 miljoen jaar later, maar onthou, sonder om te rus, dag en nag sing ek uit, heilig, heilig, heilig. En hier 1 miljoen jaar later sing ek nog steeds, heilig, heilig, anders, anders,
anders? Hoekom kan hulle aanhoudend sing anders? Heilig, heilig, heilig. Want daar is altyd nog meer om te sien. Hierdie aanbiddingsleiers probeer vir ons 'n boodskap uit te stuur. Moenie dink jy weet wie hy is nie. Daar's altyd meer van God om te ontdek. Daar's meer openbaring. Daar's meer om te ken. Daar's meer om te aanskou en daarom is daar nog meer aanbidding. Daarom is daar nog meer nuwe lof wat moet opstyg na sy troon. Hierdie aanbiddingsleiers son om te rus. Het dan ook mense wat saam met hulle sing, vers 9. Elke keer wanneer hulle eer en dank bring aan hom wat op die troon sit, val die 24 ouderlinge in aanbidding voor hom neer. Hulle aanbid hom wat vir ewig en ewig leef en sit dan hulle krone voor die troon neer, terwyl hulle sing, U is waardig. Hulle val, hulle aanbid, en nie net eintlik sit nie, dis 'n verkeerde vertaling. Dis waar die band se naam Casting Crowns vandaan kom. Hulle gooi hulle krone neer. Maar wie is die 24 ouderlinge? Beste interpretasie wat ek ken is 12 plus 12 is 24. Ou Testament, die 12 stamme. Nuwe Testament, die 12 disippels as teken van die Nuwe Testamentiese gelowiges. 12 stamme, die Ou Testamentiese gelowiges. So dit praat hier van die gelowiges wat in wit geklee is. Die gelowiges deur al die eeue waarvan ons deel is. Soos hulle ons lei in aanbidding, kan ons nie help om 3 goeders te doen nie. Val, aanbid en ons gooi ons krone neer. Hierdie Johannes wat hierdie sien, was net die ander dag nog hier op Jesus se bors as 'n geliefde disipel. Maar nou sien hy die opgestane Here in hierdie openbaring. En weet jy wat sê hy in Openbaring 1 vers 17, toe hy hom sien, toe val hy voor hom neer soos 'n dooie. Ek het nou nog gesê, aanbidding is meer as net musiek, dis ook ons leefstyl, maar kan ek ook sê, ons het nodig om meer te val voor hom, as ons besef hoe waardig hy is. Het jy al ooit, of wanneer laas, het jy voor hom geval? Ek onthou die heel eerste keer toe ek aanbidding lei met 'n groot orkes. Ek was in sekerheidsdiensjaar jare en ek het nou net gesien hoe die Here kragtig in en deur my gewerk het. Dit was in Rustenburg in 'n saaltjie, seker so 800,000 mense. Ek het my gitaar neergesit en ek het letterlik uitgehardloop, die kleedkamer se deur toegemaak en net voor hom gaan val. Miskien moet jy vandag val in aanbidding. Of miskien moet ek en jy vandag ons krone neerlê. Behalwe net van op 'n troentjie sit, waar nie een van ons hoort nie. Kom ons lê ons krone neer. En krone kan baie goed wees. Krone kan goed wees wat ons self aangetrek het, of wat ander mense vir ons gesit het, of daai applous en, joh, jy het dan maar mooi solo vanoggend gesing. Jy kan die gitaar so mooi speel. Of jy sê dit die great, wat ook al daai kroon is. Vriende, in sy aangesig, omdat hy waardig is dit die grootste vreugde om dit te gooi voor hom. Te gooi voor hom. Dit maak ons vry. Mag ons val, mag ons gooi voor hom. En daarom het iemand soos Isaac Watts, een van die mooiste liedjieskrywers uit die geskiedenis, gesê in 1826. En ek gaan net die laaste versie van sy pragtige gesang vir jou net lees. Het sê, with the whole realm of nature mine, that were a present far too small, love so amazing, so divine, demands my soul, my life, my all. In lig van sy waardigheid is daar nie eintlik in ons woordeskat iets soos, dis 'n opoffering nie. Hoor gou? In die lig van wat hy kom gee het, is dit wat ons vir hom teruggee, net 'n groot vreugdes liefdesoffer. So, is hy waardig? Ek skree uit,
kliphard, ja, ja, ja. Hy is altyd waardig. In elke seisoen, of dit 'n goeie ene is, in die goeie lewensdae, in die donker tye, tussen al my vrae, is hy waardig, is hy altyd waardig. En ons gaan in 'n oomblik gaan ons antwoord met 'n lied wat eintlik geskryf is uit hierdie skrifgedeelte. 'n Lied wat uitroep, ja, hy is altyd waardig. En soos die span vorentoe kom, weet ek nie langs wat 'n stofpad in Henneman jy tans staan nie. Dit is dalk langs die siekbed van iemand, of jy het self 'n diagnose, of dinge gaan baie moeilik by jou kerk, dalk selfs moeilik in jou verhoudinge, selfs in jou geloof is daar 'n stuk gebrokenheid wat jy mee sit. Dan nooi ek jou uit om verby emosies vandag na daai stofpad toe te gaan en sê, hy is waardig, want hy is waardevol, hy is gekwalifiseerd en hy verdien dit. En dat jy sal wegdraai van daai prentjie, waar die Here ook in jou oor nou fluister, Here, of hy vra vir jou, sal jy my nou aanbid? Dat jy sal sê, ja Here, ek sal nie aanbid, want hy is altyd waardig. En dan staan jy langs daai stofpad en daar's 'n storm op pad, that you will become an all-weather worshipper. In elke seisoen. En om dit vas te maak in jou lewe. Ek het nou gesê, kom ons maak hierdie vas en sê, Here, volgens die skrif, nie net my gevoel nie, want gevoelens kom en gevoelens gaan, is hy altyd waardig. En hierdie lied is geskryf uit so 'n plek uit. Nie wanneer alles net lekker is en mooi is nie. En ons nooi jou uit, sing saam met ons, so Stella ons gaan lei nou, om te sê, hy is waardig, in elke seisoen. Want hy is waardevol, hy is gekwalifiseerd, en Here, u verdien al die lof en die eer en die heerlikheid, want u is waardig. Kom ons antwoord. Dalk moet jy val, dalk moet jy jou kroon neerlê, jou hand opsteek, jou lewe oopmaak. Kom ons antwoord op sy waardigheid.